Goeiedag en baie welkom by hierdie oordenking, by hierdie formasiereis. En ons vra regtig die Here om ons te help om ons harte te formeer, soos ons sy woord en die uitnodigings wat na ons toe kom in ons lewe inwerk. Dis een ding om vir 'n oomblik lank vrygewig te wees. Dis iets anders om 'n lewe lank so te leef. In Kronieke, 1 Kronieke, lees ons dat na al die offers, na die fees, na die vreugde van die volk wat bymekaar kom, wat gee vir die Here se werk, dat Dawid hierdie gebed bid. Here, God van Abraham, Isak en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig, so 'n gesindheid in die gedagtes van die hart van die volk, en rig hulle hart tot U. Dawid weet, die vrygewigheid wat die volk vandag getoon het, is nie gewaarborg vir môre nie. Geesdrif is tydelik, maar karakter hou stand. En hy vra nie net dat hulle vrygewig sal wees in die oomblik nie, maar dat God hierdie gesindheid sal bewaar in hulle harte. Hy bid dat die vrygewigheid van vandag sal word 'n manier van lewe, 'n kultuur, 'n erfenis. Hy vra nie vir emosie nie, hy vra vir vorming. Want 'n gevormde hart gee nie net wanneer dit maklik is nie, maar ook wanneer dit kos. Dis die verskil tussen eenmalige opgewondenheid en volgehoue getrouheid. En Dawid vra dat die Here self die harte van die volk sal rig op hom. Hier is die geheim. 'n Vrygewige lewe begin nie by wiskunde nie. Dit begin by aanbidding. Aanbidding is wanneer my hart op God gerig is. En wanneer my hart op God gerig is, dan besef ek het reeds meer ontvang as wat ek ooit kan teruggee. Dan raak ek los van die skaarsheid, verbind my aan die oorvloed wat syne is. Dan gee ek nie uit plig nie, maar uit 'n reaksie. En ek onthou dat hy nooit sal ophou gee nie. Op 'n dag het 'n ouer man na 'n diens eendag vir my gesê, ek wil hê my kleinkinders moet my nie onthou vir wat ek besit het nie, maar vir hoe vrygewig ek was. Hy het iets verstaan van wat Dawid hier bid. Bewaar hierdie gesindheid in my vir altyd, in hulle vir altyd. Hy het besef dat vrygewigheid iets is wat jy kan nalaat, nie in geld nie, maar in gewoontes, in waardes, in die rigting van jou hart. Ek en jy laat 'n spoor van hoe ons geleef het. So wat beteken dit vir ons gemeente, ons families, ons tyd waarin ons leef? En ek dink nie hierdie gebed van Dawid is net vir sy volk nie, dis vir ons. Ons leef in 'n tyd van selfbehou, dis ons realiteit, waar mense eerder spaar as gee, eerder hou as deel. En dit beteken nie dat ons spandabelrig moet wees en ons gee en dat ons met ons gesinne moet krepeer net omdat ons gee nie, maar daar is 'n roep van die Here in hierdie tyd. Om bewus te raak van die uitnodiging wat hy persoonlik vir jou het. Om hom te vertrou. Om 'n ander storie te leef, 'n ander pad te stap, 'n ander nalatenskap te bou. Nie net te gee om te gee nie, maar om gevorm te word. Nie net inspireer met wat jy gee nie, maar vestig. In Hebreërs 12 word gelowiges aangemoedig om met volharding die wedloop te hardloop, en vrygewigheid is deel van daardie wedloop. Dis iets wat oefening vra, herhaling, keuses, week na week, maand na maand. Soos 'n spier wat sterker word met gebruik, so word jou hart meer oop hoe meer jy gee. Nie net jou beursie nie, jou tyd, jou gebede, jou deernis, jou aandag. Dalk wil jy vandag reflekteer in jou stilte tyd. Is my vrygewigheid 'n reaksie op 'n oomblik of is hierdie diep vorming van 'n lewe?
Waar rig ek tans my hart? Rig ek dit op dit wat ek kort kom? Of op dit wat ek reeds het? Reeds gegee is? Wat kan jy in jou lewe instel sodat jy hierdie gesindheid kan aanhou in 'n manier van lewe leef, dat dit blywend word? Kom ons bid saam. Here, rig my hart op U. Here, dis net U. Alles wat ek het is 'n geskenk van U. Daar waar vrees en bekommernis of skuldgevoel heers, help my Here om my hart terug te draai na U toe. Help my om U te volg in 'n vrygewige lewe. 'n Lewe van aanbidding, van vertroue. Maak ons vry, Here, sodat ons vrygewig kan wees en leef. Amen.